Kom ons bid saam en dan vra ons dat die skrif ons sal oopbreek. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons U lof kan besing en kan reflekteer op U goedheid, U guns, U liefde, U versorging. Dat wanneer die hartseer van die lewe, die uitdagings van die lewe, die druk, bekommernis, vrees, twyfel, al hierdie dinge deur ons harte woel, bid ek, Here, dat elkeen van ons vanmôre net 'n oomblik daardie geraas, daardie lawaai, eenkant kan sit, en ons kan hoor dit wat die woord aan ons openbaar vanmôre. En die besonder vir ons susters, waar ons vanmôre praat oor hulle roeping, bid ons dat die Heilige Gees, Here, dit aan ons sal openbaar. Mag die Gees ook in elkeen van ons harte werk, dat dit wat ons hoor, nie net by die een oor sal ingaan en ja nie en uit nie, maar dat dit sal wortel skiet in ons harte, en ons dit uitleef tot eer van U naam. Mag U spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Nou gemeente, ter inleiding, voordat ek die teks vir julle lees, wil ek julle net so innooi, eintlik in my studeerkamer in gesprekke in my huisgesin, want soos ek vroeër gesê het in die fotum, ons het almal verskillende ervarings as dit kom by die lewe, ons het verskillende ervarings as dit kom by feesgeleenthede. Moedersdag vir een ou beteken een ding en vir 'n ander ou beteken dit iets anders. Een ou is dit vreugdevol, dis 'n wonderlike voorreg en ons geniet dit. En ons sê vir ons eggenote uit 'n manlike perspektief, sê ek vir my vrou op haar eerste moedersdag, baie geluk. En op Gracie verjaar die 22ste Mei, dan sy al 'n jaar oud, kan julle dit glo. En ek het vir Jasmine gesê, haar verjaarsdag gaan oor my en jou. Okay. Sy gaan dit nie onthou nie, ons sal vir haar smash koek kry en al goed, maar dit gaan primêr daaroor dat ek en jy vir mekaar kan sê, we did it. Okay, ons het 'n jaar oorleef, want, as ek eerlik is met julle, uit my perspektief en in my huis, die geboorte van my dogter was nie op daardie oomblik 'n hoogheilige moment nie. Dit was nie toe hulle my dogtertjie vir my gee, dat ek gedink het, die engele sing, en dit is hierdie wonderlike moment nie, toe die suster die babatjie vir my gee, en sy gil, toe gaan staan my hart amper. Want ek het voor my kind, kan ek dink op een hand tel, hoeveel keer ek al aan 'n baba gevat het. Want ek is nie 'n baba mens regtig nie. En hier kom 'n suster nou en sê, hierso meneer, daar gaan jy. En my hart was, nee, kan ek hom maar vir jou terug, wat moet ek met haar doen? En die hospitaalervaring vir my persoonlik was swaar, om te sien hoe my vrou swaar kry, en seer het. Man, dit is soos wat die Bybel sê in Genesis, dat vrouens deur pyn en lyding kinders in die wêreld sal bring. En om dit eerstehands te ervaar, weer eens as 'n bystander, was vir my eye-opening. En ek het sien my vrou in 'n totaal nuwe lig. Ek het ongelooflike respek vir haar, waardering vir haar. En ek is seker meeste broers wat hier so sit, julle deel dit. En as jy nie doen nie, dan hopelik is môre 'n oproep vir jou om dit so te sien en vir jou vrou te sê, "Sjoe, dit wat julle gaan, die opofferinge wat julle maak, is ongelooflik. Is ongelooflik." Maar aan die ander kant is ons susters in ons midde wat nie noodwendig daardie belewenis het van 'n kindjie in die wêreld bring nie. Daar susters in ons midde wat die druk en die bekommernis en die vrese dalk nie kon hanteer nie. My eie storie, wat ek by my ouma groot geword het, en my ouma daardie rol van moeder ingeneem het. En ek dank die Here vir haar. Maar wat ek vir julle probeer sê, almal van ons se huisgesin lyk so 'n bietjie anders. Ons ervaring is so 'n bietjie anders, maar ons moenie toelaat dat dit die ideaal vir ons afwater nie. Die ideaal in God se skepingsorde is dat man en vrou bymekaar kom en dat hulle in 'n verbond, 'n liefdesverbond geweef word en dat uit daardie liefdesverbond word kindjies gebore in die ideale wêreld. Dis die ideaal. Want die gesin, broer en suster, wil ek net vanmôre vir julle sê, is die hartklop van 'n samelewing. Dis die fondasie. En ons huweliksformulier sê dit vir my so mooi, die huwelik is die kerk in die kleine. So wanneer ons nou vanmôre hier bymekaar kom as groot gemeente, dan is dit die kerk in 'n vergadering wat bymekaar kom, maar wanneer ons huis toe gaan en ons gesinne toe, is ons ook nog steeds kerk. En daarom is Titus relevant vanmôre om vir my en vir jou en vir al vir ons susters te herinner oor julle roeping, jonk en oud. Wat is dit wat die Here binne in sy skepingsorde vir ons susters vra? Wat moet ons prioritiseer?
Want kom ons wees ook eerlik. Die wêreld waarin ons vandag lewe, plaas ongelooflike druk en verwagtinge op ons susters. En ek het dit neergeskryf, druk wat eintlik maar ons almal lam maak in die knieë. Ekonomiese spanning dwing beide ouers om lang ure te werk, wat logies die gevolg het dat daar minder tyd is vir verhouding bou. Dis die realiteit. Ma en pa moet werk. Alright, sosiale media bombardeer ons moeders met onrealistiese standaarde. Jy moet die perfekte huis hê, die perfekte ma wees, die perfekte kinders hê. En jy moet nog jouself versorg en jou kinders versorg. En dan moet jy werk toe gaan en dan moet jy 'n goeie kollega wees en 'n goeie werknemer wees en jy moet jou kant bring. En dis net verskriklik baie. En susters, ek wil daardeur vir julle sê, ek het vir my vrou beloof, ek sal dit sê, ons sien julle raak. En ons gee erkenning daaraan dat dit is baie. Want die verantwoordelikheid by die huis bly nog steeds 'n realiteit. Dit gaan nie weg omdat ons nou moet gaan werk of daai tipe goed nie. En daarom is daar dan ook druk in ons huisgesinne as gevolg hiervan. Want jy moet die perfekte loopbaan hê. Maar die diepste uitdagings in vandag se wêreld sal ek sê is ook kultureel. En daar's twee groot bewegings voordat ons by Titus kom wat ek net vir julle wil voorhou. Die eerste daarvan is die moderne stroming van feminisme, nie die oorspronklike gedagte dat vrouens gelykheid moet hê met mans nie. Daarvoor het ons waardering vir. Uit my eie storie uit, een van my ouma se grootste letsels in haar lewe was toe sy die droom gehad het om te gaan studeer. Sy wil baie graag gaan swat. En my oupa grootjie na my ouma toe draai en vir my ouma sê dis nie jou plek as 'n vrou nie. Jy moet trou en kinders hê. Dit het my ouma diep seer gemaak. En my ouma het haar hele lewe lank toe as gevolg daarvan haarself omring met mense wat geleerdheid het en wie se ouers vir hulle die geleentheid gegee het om te gaan studeer. Maar een van die dinge wat haar kwaad gemaak het in die wêreld is mense vir haar jok want sy sou gesê het mense dink omdat ek nie geleerd is nie, ek is onnosel. So as hulle vir my lieg dan toets hulle my intelligensie, hulle bevraagteken my. Dit was so julle hoor hoe dit in my ouma se lewe dan nou ook uitkom hierdie letsel. So ek praat nie vanmôre as ek feminisme kritiseer dit nie. Dis nie die element wat ek kritiseer nie, maar wel wat feminisme vandag doen in 'n moderne hoedanigheid is dit bring hierdie idee dat man en vrou nie komplementêr met mekaar in verhouding tree nie, maar dat man en vrou eintlik in kompetisie met mekaar is. Want weer eens toe my kind in die huis ingekom het en ek dink is natuurlik as my vrou vir my sê sy is moeg, dan raak dit baie vinnige kompetisie van wie's nou die moegste. Want ek het werk en ek het gemeentemense en dit en dat en verstaan jy was by die huis met die kleintjies, so hoe moeg kan jy regtig wees? Ek spot, ek het nooit dit vir my vrou gesê nie. Maar daar is broers wat het. Daar is broers wat het. Nee, en die hart agter dit alles is net om te sê ek hoor jou, jy's moeg. Ek sien dit raak. Dis moeilik. Die veranderinge waardeur jou liggaam gaan, die veranderinge waardeur jy psigies gaan, die ongelooflike verandering aan jou sien ek raak. En feminisme kom sê man en vrou is eintlik teen mekaar. Dit saai agterdog om vir die susters te leer alles wat 'n man doen moet jy eintlik bevraagteken want hy het nie jou beste belange op die hart nie. En dis vir my tragies want in die kerk is dit nie wat ons geroep word om te doen nie. So broers, in hierdie hoedanigheid wil ek ook hê julle moet introspeksie doen om te vra wat se tipe atmosfeer skep jy in jou huis? Teenoor jou eggenoot, teenoor jou dogter, jou kleinkinders. Susters, ek wil by julle pleit, moenie inkoop in dit nie, want jy het ook 'n goeie man. Nee? Ek het altyd, in my hart gaan dit oor my vrou se beste belange. Ek wil my vrou dien, ek wil my vrou sorg, ek wil hê my vrou moet blom, sodat die wêreld kan sien sy is goed versorg, en sy het 'n man wat lief is vir haar. Dit is my belangrik. Nee? So hierdie kompetisie wat in die huis ingebring word, veroorsaak dan konflik in ons huisgesinne. Die tweede kulturele beweging is individualisme. Want individualisme sê vir ons aan die ander kant, jy moet fokus op jouself, jou geluk, jou loopbaan en wat die beste is vir jou. Daarom, ek weet nie of julle dit weet nie, maar wêreldwyd, rondom egskeiding byvoorbeeld, 80% van egskeidinggevalle is vrouens wat dit initieer. En dan die feministe antwoord is om te sê, ja, maar dis omdat man so pateties is, verstaan? En om te sê, lewe is bietjie meer gecompliseerd as dit. Dit gaan oor die individualistiese uitkyk, my geluk. Want baie vrouens sê, hulle staan op een oggend en dan kyk hulle na hulle man en dan voel ek niks meer vir jou nie. En dan gaan ek.
Dis die wêreld waarin ons leef. Binne die kerk, broer en suster, is dit my opregte gebed dat ons vanmôre uit Titus uit sal hoor, susters, wat die Here van julle verwag. En eintlik in 'n neutedop wil ek dit vir julle nou al reeds sê, dit gaan daaroor om die gesin 'n prioriteit te maak in jou huis. Hoe jy dit inkleer binne jou alledaagse uitdaging, ek gee vandag vir jou die ideaal. Dis waarna ons streef. Ons moenie toelaat dat die huisgesinne agterweeg bly nie. En ons skeep dit af, want ek het 'n baas vir wie ek werk. Want ek wil net julle met môre oor gaan dink, nê? Feminisme leer vir vrouens vandag dat jou huisgesin, jou huwelik en om 'n ma te wees is iets wat jou onderdruk, waarvan jy bevry moes word. So vrouens sien 'n gesin as 'n straf, as jy's gebind, hulle steel jou vreugde, hulle steel jou drome ensovoorts. En soveel so dat baie vrouens in vandag se samelewing, as hulle praat oor abortus en daai klas van goedjies sê, 'n baba is 'n parasiet wat teer op 'n ma. Hoor julle die denkwyse waarin die wêreld vrouens plaas en beïnvloed? Die kerk, julle moet dit uitdaag. Ons susters wat glo in ons Here Jesus Christus moet anders kan gesels oor kinders, oor ons mans, oor ons roeping, dat dit is wat die Here vir my en vir jou gegee het, geskenk het met 'n spesifieke doel. En ons gaan nou uit Titus uit hoor wat is daardie doel. So hierdie idees bring ons huise binne. Kinders word groot met selfone in plaas van stories uit die Bybel. En mans en vrouens stry oor hulle rolle in plaas daarvan om net mekaar te dien. En die vyand lag ons uit, want hy weet, as hy ons gesinne verdeel, dan verloor die kerk sy invloed. Stem julle saam? As ons gesinne onderling verdeeld is, dan verloor die kerk haar invloed. So, kom ons gaan dan na Titus toe, en ons hoor wat sê die apostel Paulus, om al hierdie dinge dan nou bietjie aan te spreek. Vers 1, sê die apostel Paulus, maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. En hulle moet goeie raad kan gee sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Okay, ons gaan net hierdie eerste 5 versies op fokus vandag. So ek wil net van die staansberaad vir julle sê, dat wanneer ons na hierdie teks toe kom, is daar 'n paar woorde wat in die ou Afrikaans neergepen is, wat ek dink 'n paar susters se hare laat rys. En ek wil julle net vandag begelei deur dit om te sê, wat bedoel die apostel Paulus wanneer hy hierdie woorde neerpen? Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Vers 3 sê, net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. En hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en hulle kinders te wees. Verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig. Okay, nou ek wil net hier begin om met die ouer susters te praat. Baie keer in die bediening het ek al agtergekom dat ouer susters wonder baie keer oor hulle rol en hulle funksie binne in 'n gemeente. En daarom wil ek vandag vir julle sê, as jy 'n ouma is of 'n tannie is of iemand is wat bietjie al gevorder is in die jare, het jy nog steeds 'n roeping vanmôre. Want jy het nou al die lewe geloop en dit is wat kerk so mooi en uniek maak, broer en suster, is dis mense rondom jou wat nou al die sakke sout gesleep het. En jy kan by hulle gaan leer, jy kan by hulle voete gaan sit en vra, hoe het julle dit behandel? Hoe het julle hierdeur gewerk? Hoe het julle deur hierdie moeilike omstandigheid gekom? Maar in die kerk vra ek julle met trane in my oë, doen ons dit? Reik ons uit na mekaar toe of is ons so besig met die mooi prentjie voorhou? Niemand mag eintlik weet waarmee ek stoei nie. Of wat ons in ons huwelik miskien sukkel nie. Susters, veral ouer vroue, julle het die voorreg om uit te reik na jonger susters toe, om hulle te leer hoe hierdie dinge moet gebeur. Wat jy geleer het in die lewe, wat jy ervaar het in die lewe, wat gewerk het in jou huwelik. Want soos julle nou gehoor het, en daar's 'n rede hoekom ek 'n punt daarvan gemaak het om vir ouer, nie eintlik ouer mense nie, maar mense wat 'n huweliksherdenking vier, te sê geluk. Want ek wil hê julle wat jonger is moet sien, hier's mense in ons gemeente wat al vir jare getroud is. En jy kan by hulle leer. Hier's mense in ons gemeente wat seer gekry het. En jy kan gaan advies vra.
Maar ons dink weer eens individualisties oor kerk. Dit gaan oor my ervaring, my huisgesin en ek is nie regtig gepla oor ander mense nie. En hulle moet ook nie gepla wees oor my. Ouer susters, hoor die roeping vanmôre dat julle 'n hand uitsteek na die jonger susters toe. En asseblief hoor my mooi, dit gebeur binne verhouding. As jy nie 'n verhouding het met 'n jonger suster nie en jy wil na toe gaan of vir haar preek, gaan dit nie so goed afgaan nie. Maar as jy 'n verhouding bou, jy nooi haar vir koffie of 'n tee en jy vra, hoe gaan dit met jou? Waarmee worstel jy? Daar begin wonderlike goed plaasvind. Maar dis hoe ons hierdie kulturele invloede kan teewerk. Dis sê maar dit is hoe ons dink oor die Here. Krities belangrik. So ouer susters, hoor dit. En dat julle deur julle gedrag ook vir die susters 'n voorbeeld sal wees, die jonger susters. Want hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie en hulle moet goeie raad kan gee. En dan wil ek met die jonger susters sê, ons moet leer om liefdevol teenoor ons mans te wees en ons kinders verstandig en keis, goeie huisvrouens onderdanig. Nou, wat op dis aarde beteken hierdie Griekse woord huisvrou? Susters, julle hoef my nie te antwoord nie. Beteken dit jy mag nie 'n loopbaan hê nie? Beteken dit jy mag nie drome en ambisie hê nie? Jy moet by die huis wees? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat huisvrou na verwys, as jy die Grieks letterlik gaan vertaal, is 'n huiswerker, bedoelend iemand wat die huislike omstandighede, die atmosfeer binne die huis en die gesin prioritiseer. Dis wat op jou hart lê as 'n moeder. Jou man, as jou man versorg, jy het nou gehoor Spreuke 31 die ideale, waaraan nou jou man gekyk. Maar kom ek vra julle net gou uit 'n praktiese hoedanigheid, of dit nou reg of verkeerd is, dit is hoe ons in die samelewing funksioneer. As ek byvoorbeeld uit die huis uit gaan en my klere lyk onnetjies en my hare is nie gekam nie, wie word gekritiseer? Ek of my vrou? Soos eerlik is, nê? My vrou word gekritiseer. Kyk hoe laat jy jou man uit die huis. En wie kritiseer hulle baie keer? Is dit ander mans? Nee, dis die ouer susters wat sê, "Jo, jy kan mos nie laat jou man so uit die huis uit gaan nie." Julle hoor wat ek vir julle probeer sê. Broers, as jou vrou partykeer bietjie, ek wil sê opgewonde raak in 'n sosiale kuierplek of so aan, wie word dan gekritiseer? Sy of haar man? Haar man. Was hulle byvoorbeeld vir die man kom sê, "Jy moet jou vrou beheer. Jy moet 'n plan maak hierso." Nee? En ek dink daar's 'n biologiese element in dit. Biologies is man en vrou geskape om mekaar te komplementeer, want weer eens 'n broer gee nie regtig om of sy hemp gestryk is of nie. As ons eerlik is, my vrou maak my meer beskaafd. Dis haar rol, dis haar funksie, want ek wil beter wees vir haar. En ek wil haar nie in die verleentheid stel as ek in die publiek uitgaan nie. So daarom maak ek seker ek lyk netjies. En selfs vir haar, soos ek nou net vir julle sê, ek wil hê my vrou moet blom. Ek wil hê mense moet kan sien, "So hierdie is 'n vrou wat mooi na gekyk word." En sy kom uit 'n geliefde huis uit waar 'n man haar op sy hande dra. Dis ons rol. Mans wil dit doen. Hoor julle dit, susters? Ons wil dit doen. Maar ek wil ook vandag vir julle sê, daar's maniere om dit te doen en daar's maniere om dit nie te doen nie. Maar dit is 'n ander preek. Vanmôre wil ek net hê julle moet hoor, die ideaal is dat 'n suster haar gesin prioritiseer. Hoe jy dit inkleer in jou lewe, te midde van al jou uitdagings en jou werk en jou loopbaan en al die tipe goed, dit is vir jou om uit te figure saam met die Here. Maar dis eintlik waar jou hart is en ek wil vanmôre jou uitnooi om eintlik dit vir jouself af te vra. Was jou hart regtig by 'n loopbaan? En regtig by jou werk wat jy doen of mis jy jou kinders byvoorbeeld? En dis 'n realiteit want weer eens ekonomiese druk maak dat ons moet dit nou doen. Dis wat dit is. Verstaan, so hoe navigeer ons dit dan? Is eintlik die vraag vir elke suster vanmôre. Hoe navigeer jy dit? Hoe navigeer jy dit? So om 'n huisvrou te wees beteken nie jy moet in die kombuis bly nie. So asseblief moenie dit so interpreteer nie. Dit beteken jou hart klop vir jou man en vir jou kinders. Dis wat dit beteken. En nie net in 'n versorgingssodanigheid nie, alhoewel dit deel is daarvan, maar veral in 'n geloofssodanigheid. 'n Geloofssodanigheid waar jy byvoorbeeld vir jou kinders bid. Jy leer hulle Bybeltekste. Jy praat met hulle oor hulle geloof. Want kom ek vra gou eerlik vir almal van julle hier teenwoordig, nê? As jy teleurstelling ervaar het of jy het 'n terugslag beleef toe jy jonger was, dan kon jy dit redelik onder beheer hou totdat jy jou ma gesien het. En wanneer jy jou ma 'n drukkie gee, of selfs net jy sien dan net, dan wat? Dan vloei die trane.
Hoekom? Want daar's 'n unieke liefde wat 'n ma het wat 'n pa net nie het nie. Dis anders. Ons het 'n ander rol. Maar daardie liefde wil ek hê susters moet julle hoor. Dit is julle superpower. Dit is wat die Here vir julle gegee het om ons in ons gesinne te versterk. Manshu. As ek terugkyk na my ouma se lewe en Moedersdag en daai hoedanigheid wat nou vir my spesiaal is vanoggend, my vrou se eerste een, maar ek mis my ma in daai hoedanigheid vanmôre. Haar opofferende liefde, dat sy eerder sal seker maak haar kind het alles wat ek nodig het om skool toe te gaan en nie vir haar klere koop nie. Of sy sal bietjie minder eet die res van ons eet. Julle hoor wat ek vir julle probeer sê, dit was my ouma se geaardheid en haar gesindheid. En ek is dankbaar vir die Here dat ek so 'n vrou kon trou, wat ook dit doen. Maar, hier is die punt. Ek wil vir julle Efesiërs ook lees, dat julle dit net mooi verstaan. So julle kan blaai na Efesiërs 5 toe asseblief. Efesiërs 5 vanaf vers 21 en hiermee sluit ons af vanoggend. Efesiërs 5 vers 21. Nou, die van julle in die gemeente wat ek die voorreg gehad het om te trou, julle sal weet, ek hoop julle onthou dit, maar hierdie teks was by elke liewe huwelik gepreek wat ek die voorreg gehad het om te lei. En in die huwelikskategese het ons dan ook oor hierdie teks gesels waar Paulus in vers 21 sê: Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So gemeente, hierin lê die geheim vir ons gesinne. Dat man en vrou uit eerbied vir Christus, nie eerbied vir mekaar nie, maar eerbied vir ons Here, mekaar sal dien. Die man gee goeie leierskap, die man is die een wat bereid sal wees as daar 'n weird geluid is in die nag, gaan hy uit om te gaan kyk. Hy gaan nie my vrou stuur nie. Nee? So as my vrou wil hê ek moet my lewe op die spel gaan sit vir wat ook al daar buite aan die gang is, dan vra ek net 'n bietjie eerbied. Dis 'n bietjie tong in die kies, maar maak dit vir sin. Ek doen daai dinge nie omdat ek Jasmine eerbiedig nie, alhoewel ek doen daai dinge omdat ek Christus eerbiedig. Christus is die sentrum, Christus is die motief, Christus is die rede hoekom ek bereid is om my vrou se belange bo my eie te plaas. Christus is die rede hoekom my vrou dan reageer met 'n selfopofferende liefde van haar eie en sê ek is onderdanig, ek respekteer jou leierskap. Ek soek nie nog oorlog in die huis nie. Ek skep vir jou 'n atmosfeer van vrede waarna toe jy kan terugkom, nadat jy die wêreld daar buite gaan tackle het. Dit is wat in my hart vir my so kosbaar is. So, ek hou Christus voor oë, want ek gaan my vrou teleurstel. Ek gaan soms dinge doen wat haar kwaad maak, en ek gaan, want ek is 'n man, stupid goed sê partykeer, wat haar kwaad maak en haar seer maak. En dan wil ek hê sy moet verby my kan kyk en sê, om Christus ontwil, vergewe ek jou. Dien ek jou. Gaan maak ek nog steeds vir jou koffie, al klits sy dalk die suiker bietjie harder, maar julle hoor wat ek vir julle wil sê. Om Christus ontwil. Is lief vir jou. Uit eerbied vir Christus wees aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van die kerk is. En Christus is ook die verlosser van sy liggaam, sy kerk. En soos die kerk aan Christus onderdanig is, met die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Okay, so julle hoor die oproep, hierdie sagtheid, hierdie gesindheid van ek respekteer jou leierskap. Dit beteken nie jy moet net jou man volg waar jy sy kop omlei nie. En ons huweliksformulier sê dit ook, jy volg hom in dit wat reg en billik is. En wat bepaal wat is reg en billik? Die woord van God. So as jou man van die pad af dwaal, dan is dit jou roeping om hom terug te bring op grond van die skrif. Maak dit vir sin? So 'n vrou word geroep in hierdie hoedanigheid om te sê die gesindheid wat die gemeente het teenoor hulle Here, dit is die gesindheid wat 'n vrou behoort te hê teenoor haar man. Dis mooi. Dan die oproep aan die broers, want ek wil nie vir julle niks gee vanoggend nie. Vers 25 sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en onberispelik. Weerens die motivering is, my gesin ken die Here. Hierdie is my so mooi gesel, broer en suster, dat 'n vrou word opgeroep om onderdanig te wees teenoor haar man, maar die man word opgeroep om sy vrou so te dien, tot die punt toe dat hy self sy lewe vir haar sal gee. Sjoe. Self sy lewe vir haar sal gee. Dis 'n ongelooflike liefde, wat die Here vir jou vra om uit te straal na jou gesin toe, as 'n broer. Maar dit het so vir Jesus geëindig. Hy het gesterf aan die kruis vir sy kerk.
broers, in watter hoedanigheid moet jy dalk sterf aan jouself ter wille van jou gesin? Ter wille van jou gesin. En dieselfde vraag vir ons susters. Die eie ek wat dalk in die pad kom. Laaste gedeelte wat die apostel sê, is die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame, want wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen. Omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is, en daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Nou in die Hebreëse konteks, daardie eenwording het twee betekenisse. Aan die een kant beteken dit ons skep 'n nuwe familie, 'n nuwe gesin. Dis wat ons vier by 'n huwelikseremonie en hoekom die ma's gewoonlik huil. Want jy kry nie net 'n skoondogter by of so nie, jou kind word 'n deel van 'n nuwe familie. Hulle gesin, dit word nou hulle prioriteit. En as die Here wil, uit daardie gesin uit word kindertjies gebore, dis hulle prioriteit. Dis waarop hulle fokus. Dis die een nuwe familie. Aan die ander kant gaan dit daaroor dat ons geestelik een word. Jy kan my en Jasmine met mekaar uitruil, jy gaan dieselfde antwoorde kry op goed. Sê vir ons vra, veral geestelike Bybelse vrae, want ons praat daaroor, ek disipel my vrou en sy daag my uit baie keer met vrae en so hou ons mekaar skerp. En dit word oorgedra na ons kind toe. Wat my so mooi is nou en is my so kosbaar. As ons aan tafel sit, dan leer ons nou vir Gracie om te bid. Wat ons gaan nou bid. En dan maak ons handjies so en dan gaan ons nou bid en dan wat sy gewoonlik doen, want sy sit so langs my in haar stoeltjie, dan gryp sy my arm. En Jasmine hou maar haar oë oop om te kyk dat die kind nie iets afgooi van die tafel af of wat ook al nie, maar dan sê vir my wat my kind doen is sy maak haar oogies so en dan gesels sy bid saam. Dis kosbaar. Maar dit moet geleer word. Sy gaan dit nie van self begin doen nie. Ek moet haar wys hoe. So, laaste ding wat ek hier vir julle neergeskryf het wat ek graag vir julle wil gee, susters, is 'n missie. So Paulus sê in hierdie gedeelte dat om onderdanig te wees aan jou man, om 'n huisvrou te wees, keis en daai klas van dinge, is nie 'n beperking wat hy op jou plaas nie, maar eerder 'n bevryding. Hy gee vir jou 'n doel en 'n missie, en dit is om gesinne te bou wat God se liefde weerspieël. Dis julle roeping. Mans word daarbey ingesluit natuurlik, hulle moet die leiding gee ensovoorts, maar dit is ons roeping. En hy sê nie vroue moet dit alleen doen nie, want ouer vroue is daar om jou te mentor, vir jou advies te gee, jou te help wanneer jy nie weet wat kan doen nie. En dit is wat die kerk so kosbaar maak. So mag ons die volgende huiswerk wat ek vir julle wil gee, nakom. Een vir al ons moeders hier teenwoordig. Wil jou uitdaag om een klein gewoonte deel te maak van jou dag, om geloof by jou kinders in te skerp. Bid saam met jou kinders voor slaaptyd byvoorbeeld. Lees 'n Bybelvers aan tafel. Skryf 'n nota van bemoediging vir jou man in sy kosblik, as hy sy kosblik pak. Klein dade van liefde maak 'n baie groot verskil. Aan al die mentors, die ouer susters hier teenwoordig, wil ek jou uitnooi om uit te reik na iemand toe in die kerk. Wil jou uitnooi om daardie jonger suster te nooi vir koffie, saam met hulle te bid, of 'n deel van jou praktiese lewe met hulle te deel, of uit jou geloofslewe met hulle te deel. Binne verhouding. Kern, binne verhouding. Sulke klein gebare van hand uitsteek, kan 'n ongelooflike impak hê. Soos jy om hier by die koffie en teetafel net 'n vrou gaan mee, verhouding te bou. Vir almal in die gemeente vra ek dat God vir ons wysheid sal gee, dat ons vir hom elke oggend kan vra, Here, wys vir ons hoe om die liefde uit te leef. As gemeente nooi ek julle almal uit om ons susters te ondersteun. As jy 'n ma sien worstel, bied jou hulp aan. As jy 'n vrou opmerk met pyn in haar binneste waarmee sy vroeg, steek jou hand uit en luister met deernis en bid vir haar. Laat ons as kerk 'n familie wees waar niemand voel hulle staan alleen nie. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanmôre na U toe kan kom en bietjie kan reflekteer op ons gesinne en al die dinge wat druk uitoefen op ons families, werk, ekonomiese spanning, kulturele dinge wat in sosiale media en so aan ons geopenbaar word, die onrealistiese verwagtinge wat ons soms op onsself plaas ensovoorts. Dankie vir die oproep uit die Bybel uit vanmôre om net weer onsself te heroriënteer, om te sê ons wil graag ons gesinne prioritiseer. En ek bid dat U vir ons wysheid en insig sal gee oor hoe ons dit kan doen as kerk. En dat ook die verhouding tussen man en vrou so 'n kosbare verhouding is.
waar ons opgeroep word om mekaar te dien met selfopofferende liefde. Ek bid dat U ons sal help om dit uit te leef en dat hierdie missie wat Paulus vir ons gee, sal deel word van ons alledaagse lewe om gesinne te bou wat U liefde weerspieël. En wanneer ons kort skiet, Here, dankie vir U genade en dankie dat die Heilige Gees by ons is om ons te help in momente waar ons kortval, waar ons fouteer. En mag ons dan ook die dapperheid en die moed hê om te sê ekskuus. Dis jammer ek het so opgetree. Here, mag U ons gesin beskerm teen die bose, waar die vyand nooit genoeg neem met dit wat mooi en edel en reg is nie, en altyd probeer om 'n wig in te dryf tussen man en vrou en hulle kinders, en kern tussen ons en U. Mag U ons help, Here, om ons gesinne te beskerm teen sy invloede. Mag U ons help om getrou te wees aan dit wat U woord van ons vra, om mekaar in liefde en respek toe te vou. As gemeente bid ek, Here, dat ons 'n ruimte sal skep waar niemand voel hulle staan alleen nie. Maar ons heeltyd hande wat uitgesteek word om te sê ek is hier vir jou. Ek dink aan jou. Ek bid vir jou. Sou iets wat ek vir jou kan doen. Help ons in dit, Here. En mag U verheerlik word daardeur. Dis altyd ons hartsbegeerte. In Jesus naam. Amen.